Kan ons vanmôre die Here 'n klap gee? In the mighty name of Jesus. Kom ons trek ons hande net so uit vir een oomblik. Here, dankie dat ons U kan loof en kan prys. Here, dankie dat ons kan weet ons het nie nodig om bang te wees nie. Ons het nie nodig om te vrees nie, want U naam is groter as enigiets. In Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Gee jouself 'n harde klap. Jy's vanmôre hier. Jy kan sit. Jy kan Ons gaan in 'n nuwe reeks in vir die volgende 3 weke, 4 weke dalk, right? En in die nuwe reeks se naam is Kry Balans. En ons gaan so 'n bietjie balans kry, nie net in ons geestelike lewe nie, maar ons gaan balans kry in ons finansiële lewe. Nee, ek het daai mense genooi en dan gaan hy oor geld praat. Waai. Ek is jammer, alright, maar ek is nie jammer nie. Want ek, as jy met my kwaad is, praat met my baas, daarbo in die hemel. Alright, vra vir hom. Maar ek kan nie net praat oor jou geestelike kant en al jou finansiële kant uitlos uit nie, alright? So daar's 3 dinge wat ek wil sê. Nommer 1, hier is nie 'n giving reeks nie, alright? Hier is 'n finansiële balansreeks. Alright? So ek het 3 dinge wat jy nodig het om te balanseer. Ek gaan nou hierdie stok draai balanseer. En die eerste ding wat jy nodig het, ek kom maar op die punt, op die bord, gaan jy sê, is ek het die regte verwysingspunt nodig. Vir my, om hierdie stok te balanseer, moet ek op 1 punt kyk, en ek bly konstant op daardie 1 punt kyk, en dan kry ek dit reg om hierdie stok te balanseer. So vir jou om te balanseer, moet jy die regte verwysingspunt hê. Die oomblik as ek kom balanseer, en ek probeer vir julle kyk, dan balanseer hy nie. Die oomblik as ek probeer wegkyk, dan gaan hy nie meer balanseer nie. Ek moet die hele tyd op 1 fokuspunt bly, en as ek konstant op daardie fokuspunt bly, dan gaan ek hierdie ding gebalanseerd bly. Almal van ons om te balanseer hierdie regte verwysingspunt nodig. Imagine nou, jy moet op 'n plank loop, alright, ons vorige gemeente was so, vorige kerk was so, ons het so 'n plank gehad oor 'n gat wat die ou gegrawe het, en as jy wil kerk toe gekom het, moes jy oor die plank loop, alright? Vol sonde, het jy een kant toe geval, as jy heilig was, het jy dit gemaak, okay? Prys die Here, daar was dan 35 mense wat het gemaak het. Nee, okay, so, die ander weet ek nie, hè, wag wel. En ek grap hier nou nie, dit was genuine so, nee, dit was genuine. Ons volgende met die ou so gat gegrou daar voor die kerk, toe ek kerk het, doen ons so 'n plank loop. Jessie. In elk geval, almal wat geloop het so gegaan. En almal in fokuspunt, as jy 'n fokuspunt het, kon jy maklik oor dit geloop het. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat jy nodig het om te balanseer, is 'n konstante regstelling. As jy het nodig om, wanneer ek myself balanseer, het ek nodig om met my handjie die hele tyd 'n bietjie vorentoe, 'n bietjie agtertoe, 'n bietjie links, 'n bietjie regs. Ek moet konstante regstellings maak met my hand, sodat ek die paal kan regop hou en gebalanseerd hou. Dis hoekom ons handjies uitsit wanneer ons oor die plank loop, sodat ek elke keer so bietjie kan klein konstante regstelling kan maak, sodat ek kan balanseer. En die derde ding wat jy nodig het om te balanseer, is jy moet 'n doelwit hê. My doelwit is om hierdie paal op te hou. Dis my doelwit. My doelwit is dit, met die regte verwysings en 'n konstante regstellings, het ek die vermoë om iets te balanseer. En dis die triekie deel. Dis die triekie deel. As enige van hierdie 3 nie in plek is nie, as enige van hierdie 3 nie daar is nie, dan kan daar nie iets gebalanseer word nie, en dan gaan hierdie paal dit nie maak nie. Hy gaan. As ek vergeet wat ek doen, en ek vergeet, dis die doelwit, en ek vergeet met 'n verwysingspunt, en ek vergeet om konstante regstellings te maak, dan gaan dit so werk, dat hierdie paal nie kan balanseer nie. En baie van ons, dink ek, is in 'n seisoen, of het in 'n seisoen van ons lewe gelewe, waar ons spandeer het, waar ons finansiële beginsels totaal en al misbruik het, waar ons hierdie law of balance totaal en al geïgnoreer het, en die ding is, daar was nie dadelike nagevolge nie. Want ek weet nie of jy geweet het, hier, as dit by finansies kom, is finansies wanbalans gebeur nie dadelik nie. Wanneer jy uit jou finansiële wanbalans is, gebeur dit gewoonlik oor 'n tydperk. Jy sit vandag waar jy sit as gevolg van die feit dat jy in jou 20 slegte habits gehad het. Jy sit vandag waar jy sit as gevolg van 2 maande terug se dom besluite wat jy geneem het dalk finansiëel. En dis wat so bedrieglik is. Dis wat so terrible is wanneer dit kom by ons persoonlike finansies. Dit volg nie die wet van Pinocchio nie. Pinocchio, wanneer jy lieg, groei jou neus. Wanneer jy iets slegs doen, dan groei jy neus. Imagine ek moet vandag vir julle sê, van vanmôre af, as jy by die kerk se deur uitstap, elke keer as jy lieg, gaan jou neus groei.
Wat gaan julle doen? Julle gaan almal op 'n jok. Hoekom? Want jou neus groei. As ek vir jou sê, as jy van vandag af na die verkeerde goed begin kyk, gaan jou oë begin groter word, en almal gaan sien, jy kyk na die verkeerde goed, wat gaan jy doen? Jy gaan op en na die verkeerde goed begin kyk. Hoekom? Want dit is 'n dadelike nagevolg. Maar dit is nie wat gebeur by finansies nie. Finansies werk nie so nie. Finansies werk met dit wat jy saai, nou gaan jy eers maai later. Dis ongelukkig finansies. Finansies is nie dadelik nie. Finansies kan ek nie hou vir sê, maak die regstelling nou, en vermoede, nou as jy uitstap, dan jy 'n Honda gery, en nou ry jy 'n Ferrari buite nie. Dit gaan nie so werk nie. Okay? Dis oor 'n tydperk. Wat jy saai, gaan jy nie dadelik kry nie, maar op 'n stadium gaan jy dit later oes. En dis finansies. Dis soos twee boere wat op 'n land staan, dieselfde land. Een boer vat saad en hy saai. Die ander boer sê, nee reg, ek het nou niks nodig om te doen nie. Oor 'n maand van daar af, kom daar die twee selfde boere by dieselfde land, en almal van hulle het gekry, presies waarvoor hulle gehoop het. Een wat gesaai het iets gekry, en een wat niks gedoen het nie, het niks gekry nie. Dis die wet van finansies. En mense kyk vandag na hulle finansies, en dan dink ons, hoe kom ek hier? Hoekom werk niks vir my uit nie? Hoekom wil my finansies net nie regkom nie? Hoekom niks wil vir my wees nie? En die probleem is nie nou nie, die probleem is jy het 'n week terug fout gemaak. Of jy het 'n maand terug, of jy het 'n jaar terug, of jy het in jou 20's, toe jy nog 22 was, het jy verkeerde besluite of verkeerde habits gehad wat jy gesaai het, of wat jy gesaai het, en nou eers oes jy dit. 'n Ander ding, om finansiëel uit balans te wees, is om te weet nie waarop jy fokus nie, om nie te weet hoe om regstellings te maak nie, of hoekom jy geld het, of wat die punt is om geld te het nie, weet nie. Die probleem met dit is dat die nagevolge van finansies nie altyd net in jou finansiële atmosfeer bly nie. Om partykeer finansiëel uit balans te wees, gebeur die nagevolge by 'n huwelik. Ok, so julle het gedink ons is 'n finansiereeks, ons is eintlik 'n huweliksreeks. Baie keer wanneer jou finansies uit wanbalans uit is, gebeur dit nie so dat die nagevolge by finansies is nie. Die nagevolge lê gewoonlik in jou huwelik. En ons kan dit sien, julle. Ek kan dit sien hoeveel keer mense in 'n kantoor sit en mekaar kat en honde beklei oor finansies. En die probleem is nie dat hulle nie het nie. Die probleem is nie dat daar nie genoeg geld is nie, die probleem is net hulle is totaal en al uit wanbalans uit met hulle finansies. Daarom voor jy trou, streek jy gewoonlik vir 3 huweliksberadingssessies by Jannika, en daaroor praat ons van finansies, ons praat oor family, en ons praat oor seks. Want dis die 3 goed wat die huwelik breek. Finansies. Nie omdat hulle nie genoeg het nie. Ek het nog nooit 'n koppel gehoor wat by my gesit het en gesê, Erik, ons het te min geld nie. Nog nooit nie. Al wat ek elke keer gehoor het is, daar's net 'n wanbalans in finansies as gevolg van value-sisteme, of as gevolg van iets wat geleer is. Van die ander manier, of die ander plek waar jy finansies, waar finansies 'n nagevolge het, is nie net in finansies, maar ook by jou huis. Hey, partykeer kan huise totaal en al deur mekaar wees as gevolg van finansies wat nie in is nie. Ons het sekere finansiële dinge geleer by ons ouers. As ouers sleg was met 'n kredietkaart en net die hele tyd gespend, is dit wat jy geleer het, so wat doen jy nou? Jy spend net, en nou is jy in 'n finansiële moeilikheid. En nou is daar 'n totale wanbalans omdat jy dit geleer het, of andersom by jou ouers. Of ander ouers anders geleer, en jy het goed geleer by jou ouers, en nou sukkel jy om self 'n balans te kry, om balans te kom, ouers. Ek dink daarom is dit belangrik dat ek en jy in balans kom met ons finansies en ons kinders leer, sodat eendag wanneer hulle groot is en hulle eie salarisse verdien en hulle uit die huis uit is, dat daar 'n balans is by hulle. Daarom is dit nodig om met jou kinders te praat oor geld. Daarom is dit nodig om saam met jou kinders te sit en wanneer 'n budget doen. Daarom is dit nodig om vir jou kinders te verduidelik wat koop ons en wat koop ons nie, wat mag ons koop en wat nie, wat bid ons oor, wanneer bid ons vir groot besluite en wanneer vat ons nie die probleem self. Is nodig dat ons daaroor moet praat. Sien, die gevolge van finansiële wanbalans daag gewoonlik op in verhoudings. As jy vermoede hier single is
en jy is totaal en al uit wanbalans, uit balans uit met jou finansies, en jy's reeds gedruk in finansies, en jy's reeds hierso sonder skuld, en as gevolg van verkeerde spendings, dan ontmoet jy ewe skielik vir Piet, en Piet, of Susanna, is ook uit wanbalans. En nou date julle met mekaar, is 1 + 1 nie 2 nie. 1 + 1 is mal 20. Dis 'n nag julle. Dis 'n nagmerrie, want jy as Piet is totaal uit wanbalans, jy ontmoet vir Susan, totaal uit wanbalans, en julle twee wil trou en dink julle finansies wil balans kry. 1 + 1 is nie 2 nie, dit is maar nie in hierdie situasie nie. Nee, moenie my wiskunde check nie. Ek sien dit met jong mense. Hoeveel keer sê jong mense, "Jesus pastoor, ons gaan saam intrek." En nooit sê hulle vir my dis as gevolg van die seks nie. Niemand sê vir my ons gaan saam intrek sodat ek heeldag kan. Niemand nie. Almal sê elke keer vir my ons gaan saam intrek. Sê ek, okay, maar wat is die rede? Hoekom? Nee, want ons gaan spaar. Dis al so. Ons gaan spaar. En nou kom hierdie twee absolute wanbalans finansiële mense kom by mekaar in saam in een huis. Mense, dis 'n nightmare. En die trou het nog eens begin nie. Dis 'n nightmare. En ek en jy kan op verskillende maniere uit balans wees vanmôre. Jy kan vanmôre hier sit en jy kan balans wees omdat jy te veel geld opgaar. Jy spaar en spaar en spaar en spaar en dit is vir jou baie moeilik om vrygewig te wees en jy's uit totale wanbalans. Vir ander van julle is julle uit wanbalans uit, jy spend soveel dat dit vir jou onmoontlik is om te spaar. Jy's uit wanbalans uit. Vir van julle is totaal en al uit wanbalans uit wanneer dit kom by die toekoms. Julle van julle spend al terwyl jy nog nie eens jou bonus gekry het nie, want jy gaan hom ons kry aan die einde van die jaar. So ek gaan hom kry, so ek koop maar nou al die TV, want ek gaan hom kry en dan sal ek die TV hê. Ander van julle is totaal en al andersom. Anderste van julle spaar niks vir die toekoms nie, want jy sê so, ek's nog jonk en fris en ek kan tot op 95 werk. En van julle dink jy kan tot dan werk, so wat doen jy? Jy spaar nooit vir die toekoms nie en jy's totaal en al uit wanbalans uit. En die probleem is, almal van ons, elke persoon se wanbalans in finansies lyk totaal en al anders. En die ding is, ek en jy kan baie maklik krities raak teenoor iemand anderste wat nie soos ons dink nie. Ek het baie keer kwaad raak gesê, hoe die hel kry daai mense dit nou nog? As ek julle was, het ek dit nie gedoen nie. Dis stupid, dis die stupidste besluit wat jy in jou lewe gedoen het. En ander mense kyk seker na my en dink, jy's stupid. Want hoe kan jy dit doen? Want ek is krities teenoor iemand anders wat dalk nie dieselfde dink as ek in finansies nie, en hulle is krities teenoor my wat nie dieselfde dink as finansies nie. Kan ek vir jou 'n surprise gee? Julle hou van verrassings, almal hou van verrassings. Kan ek jou 'n surprise gee? Hoe meer geld jy het, hoe makliker is dit vir jou om uit wanbalans uit te kom. Surprise! Hoe meer geld jy het, hoe makliker is dit vir jou om uit wanbalans uit te kom. Want sien, enige tyd, hoe meer geld jy oor het, hoe meer gedissiplineerd behoort jy eintlik te wees. Want ongedissiplineerdheid, of dit nou is in skuld, of dit nou is in spending, of dit nou is in gee, of in spaar, lei altyd na 'n wanbalans toe as jy ongedissiplineerd is. Die oomblik as jy jou fokuspunt verloor, en jy weet nie hoe om regstellings te maak nie, en jy het nie 'n duidelike doelwit nie, dan gaan jy sukkel. En dan is jy uit wanbalans uit. Kan ek bietjie dieper gaan vanmôre? Ek weet van julle gaan nie weer terugkom en sê ek het one shot. Okay? Ek het one shot vanmôre. Nee, die mag tog moeilik wees. Erik, maar hoekom praat jy oor geld in die kerk? Hoekom het jy nie hierdie op 'n Saterdag gehou en die ouens wat wou kom kan op 'n Saterdag 'n kursus bywoon en hoekom moet jy hierdie op 'n kerk praat? En die rede is want as jy die Ou Testament gaan lees en die Nuwe Testament gaan lees, gaan jy agterkom dat God het baie redelik baie te sê gehad oor geld. Inteendeel, hulle sê ons oor die 2300 verse in die Bybel net oor geld. Die volgende ene is geloof, dis 500. So dis omtrent 3 keer meer het die Here kom praat oor geld. Dis eintlik vir my en jou kerk onmoontlik om uit wanbalans uit te wees wanneer dit kom by ons finansies. Eintlik onmoontlik. Maar ons is uit balans uit omdat ons verkeerde besluite neem. Ek en jy kan nie eintlik followers van Jesus wees. Ek het julle gesê die gaan hard wees. En ons finansies is uit wanbalans nie. Ek hoop ek sien julle volgende week weer. Hier is 'n heerlike kerk. Ons praat volgende maand oor die Heilige Gees. Ons kan nie followers van Jesus wees en ons wanbalans in ons finansies hê nie. Ek het hierdie week tyd gaan spandeer in ander gelowe. Gedog, dalk moet ek turn.
Ek grap, regtig, ek grap. En ek het gehoor, wat sê hulle oor, wat sê die moslems oor finansies? Wat sê die hindoe mense oor finansies? Wat sê die ander gelowiges oor finansies? En interessant gewees dat al die goeders wat ek gelees het almal iets te sê oor finansies en meeste van hulle glo dat jy kan nie God aan hierdie een kant hê en finansies totaal en al separate aan die ander kant nie. Almal. Of as jy nou vanmôre sit en sê ek wil nie meer 'n Christen wees nie, good luck. Jy gaan dieselfde kry in Hindoes. Jy gaan dieselfde kry by moslems, jy gaan dieselfde kry by wherever jy gaan. Almal van hulle sê, ons kan nie God aan hierdie kant hê en geld aan nie. Dis een ding. Geen stelsel laat dit toe nie. Jy kan nie in synk wees met God vermoere en sê jy's 'n Christen en 'n volger van Jesus Christus, maar jou finansies is so deurmekaar dat niemand weet wat daaraan gaan nie. Ek weet hierdie is hard, julle. Dis ek my gesê, ek het een kans my môre, want volgende week praat ons oor iets anders. Jy kan nie dit wees nie. Jy kan nie in synk wees nie. Wie van julle, ek weet nie wie van julle, as jy by die gym kom en jy wil graag 'n personal trainer hê, wie kies die maarste ouetjie nie? Nee, jy kies die friste dude. Jy kies die ou wat weet, daai ou weet hoe om muscles te kry. As ek Kamerads hardloop, dan vra ek nie die ou wat die stadigste is om my te help nie, ek vra die ou wat voorloop. Sê luister, hoe hardloop jy vinniger, help my. En dis dieselfde. Ek en jy kan nie ons Jesus Christene wees en vir mense vertel ons is hierdie absolute followers van Jesus, maar wanneer hulle na ons finansies kyk, dan is dit totaal en al te mekaar nie. So daarom moet ons hieroor chat. Weer is jy lekker, hey, dink julle is vir my lekker, vra vir Alicia. Ek het hierdie preek is donderdag geskryf. Gewoonlik skryf ek my preek op maandag, partykeer sondagmiddag. Ek het hierdie ding donderdag geskryf, elke keer as Alicia vir as jy preek klaar sê ek wil nou daaroor praat, die Here moet my eens change. Elke keer vra sy wat doen ek nou? Sê ek nee, ek gaan 'n bietjie hardloop. Vra sy, maar wat is jou preek? Sê ek nee, ek weet jy gaan hoop op die hardloop gaan die Here vir my sê ek moet iets anders praat. En elke keer hierdie teruggekom sê Erik, dis finansies. Doen dit of ek kry iemand anders oor dit te praat. Sê ek okay Erik, maar ek verstaan alles. Ek hoor wat jy sê, maar God en geld meng net nie. Weet ek het die smoke masjien hanteer nog lekker. En ek kan die harde musiek hanteer. Jy weet ek kan die rock band nog hanteer. En ek kan die feit dat ek uit Polystyreen koppies uit drink nog hanteer. Maar finansies in die kerk. Dis 'n bietjie hard, Erik. Dit meng nie. En as jy so hoor sit en jy voel so en jy voel God en geld meng nie met mekaar nie, is die kans so baie goed dat jy al reeds 'n fout gemaak het. Want hoekom ek dit so sê, want ek weet nie wie van julle het al gebid dat as jy graag 'n kar wil hê en jy daai gedeal gesign en sê ag Here help my net dat ek die finansies het. Jy het klaar gemeng. Hoeveel van julle het al 'n business deal uitgestap en gesê, sommer net by the way, al wat dit nou is, die Here sal nou maar moet deurkom. Jy het klaar gemeng. Jy het klaar goed en geld gemeng. Hoekom nie? Soos goed. God en geld kan nie apart nie. As jy op 'n manier, al het jy duisends gevat en duisends gegooi en gesê, ag Here, help my om hierdie huis te kry. Prys die Here, jy het al 'n derde van die Bybel uit jou kop uitgeken. Mooi. Jy is 'n Christen. Jy het klaar gemeng. Dit kan nie anders nie. En is interessant hierdie gedeelte. Hierdie is interessant is dat die Bybel praat nooit oor gee nie. Wat? Die Bybel praat nie oor gee. Nee, ek sê nooit nie. Hy praat oor gee, maar die meerderheid van die tyd praat hy oor hoe om geld te bestuur. Hoor mooi. Hy praat bitter min oor gee. Maar hy praat die meeste van die keer oor hoe om jou geld te bestuur. En ek wil afsluit eintlik en kom ons gebruik 2 verse. Wil ons na 2 verse gaan kyk en dan is ons klaar. En Jesus het albei hierdie 2 verse gelees. Jesus, as jy nou die Engelse Bybel sien is in rooi geskryf. Jesus het dit gesê homself. En wat die amazing ding is van die eerste vers is dat al sit jy vanmôre hier en jy glo glad nie in God nie, gaan hierdie Bybelvers vir jou steeds sin maak. Alright, en jy gaan steeds sit sê, well, dis amazing. En die amazing ding van hierdie ding is 2000 jaar terug geskryf en steeds vandag betekenisvol. Hoor wat sê Matteus 6 vers 21 sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Met ander woorde, jou skat beteken jou staf, jou money, jou staf, jou goed, jou geld. Jesus kom in hierdie vers en hy sê, daar waar jou staf is, daar waar jou geld is, daar is jou hart. En ek sê hierdie vanmôre, as jy wil weet, waar is Erik se hart? As jy vanmôre hier sit en jy sê, ek wonder waar is Erik se hart? Moenie jouself flous, ek het hier eintlik geskryf, moenie jouself flous of myself judge, my geestelikheid judge, deur die feit dat ek hier voor staan en die Bybel vir julle leer nie. Dis 'n skill, ek het van graad 1 af.
redenaars gepraat. Ek weet presies wanneer om stadig te praat. Ek weet wanneer om harder te praat. Ek het dit geleer, ek het dramaklasse gewoon tot watter tyd. My ma het my dramaklasse gegee. Ek het rugby ook daarom gespeel, nie waar nie. Oh, ek het die hele tyd, my ma, ek weet wanneer om hard, ek weet nie wanneer om te pause. Moenie my geestelikheid judge oor die feit dat ek hier voor staan en enige ou kan dit doen. Almal van julle kan enige tyd dit doen. As jy wil vanmôre weet waar is my hart, gaan kyk na my FNB rekening. Gaan jy presies kan sê waar my hart is. My hart is eider by die kerk, wel nie eider nie, of dit is by die kerk, en as jy my FNB rekening sien, ons 'n klomp chocolates wat ek vir hulle sou koop. Dis waar my hart lê. En die ander is 10 in die kinders. As jy wil weet waar my hart lê, kyk na my FNB rekening. Moenie dink dat my Bybel is geskleer en geskrabbel en gehighlight en gedink, wow, hierdie ou is so amazing, al sy Bybel is so vol kleure nie, dit het niks te doen nie, die Here is net, dis net kleur inkleurtye wat enige ou kan inkleer. As jy wil weet waar Erik se hart is, gaan kyk waar lê sy staf. Gaan kyk waar lê sy staf. Ek weet nie of julle al ooit in julle lewe in 'n verhouding was waar jy gevoel het jy moet heeltyd kompeteer met iemand anders se goed nie. Ek weet nie of ooit in 'n verhouding was waar die bra jou uitelik gelike het, maar jy wil weet waar is jou kar. En as ek het agtergekom die bra like meer my kar as vir my. So I'm out. Ek weet nie of jy in 'n plek gestap het, in 'n huis gestap het waar jy die antiek goeders en hy's ou soos luister, daai is antiek 200 jaar terug, maar net nie aan dit vat nie, want dit is baie duur en net spesiale mense aan. Ek sê kinders, maak 'n U-turn, we out. Weet nie wie van julle het al daai gesprek gehad met jou vrou of met jou man om te sê, luister, liefie, die kinders kort geld, die kinders kort kos, kinders kort nuwe skoolklere. Hierdie skildery wat daar op die muur hang, hy's baie werd, né? Dink jy nie ons moet daai ding verkoop? Niemand sien hom nie, niemand kom by ons nie. Kan ek dink, kom ons haal hom van die muur of verkoop hom en ons koop vir ons kinders nuwe skoene. Jy is seker mal. Daai skildery. Ek sal dit nooit doen nie. Dis of jy of die skildery, maar die skildery gaan nie. Liefie, dink jy nie ons met daai gun in die kluis, waar daar in die kluis lê, ek weet jy hou van guns, maar dink jy nie daai gun in die kluis is absoluut useless nie. Dink jy nie ons moet hom vat en hom verkoop en ons koop vir die kinders. Wat? My gun? Nee, manier nie. Wie van julle was al in so 'n verhouding gewees nie. Ek en Alicia het eintlik hierdie ding, ek weet nie stupid, maar ek en Alicia het eintlik hierdie ding dat ek is hy sal niks koop as ek nie weet ek gaan dit vir julle uitleen nie. Ek weet dis dom, nee, maar ag wel. Ek en Alicia sal niks koop as ek nie weet, as een van julle môre kom en sê, ja Erik, ons het jou kar nodig, bitter vinnig, ons het 'n gemors, en ek kan nie sê ja nie, sal ek dit eerder nie koop nie, want dan weet ek dit het my hart, en ek wil nie dit my hart, en ek wil nie God in my hart hê. Ek weet, dit is dom, nie? Maar my vraag is, wat sal jy vanmôre as die Here vanmôre na jou toe kom, en vanmôre vir jy sê, luister die daai skildery, wil jy nie verkoop nie, ek het die geld nodig vir iemand anders. Gaan jy ja sê? Ek hoop julle kom volgende week terug, jy sê. Ek hoop regtig so, mens sal terrible wees as julle nie. Sal jy ja sê? Want as jy nie kan ja sê nie, dan dit jou hart. En die Bybel is baie duidelik waar jou hart is, of waar jou skat is, daar's jou hart. Okay. Sampa is of Jesus in hierdie vers sê, ek weet jou hart volg gewoonlik jou staf. En ek wil nie in kompetisie wees met dit wat jou hart soek nie. Kom ek sê vir jou, ek weet jou hart volg gewoonlik jou staf, en Jesus sê amper asof hy vanmôre kom en sê, ek wil nie in kompetisie wees met dit heeltyd wat jou hart soek nie. Ek wil nie in kompetisie wees nie. Ek wil jou hart hê. En kan ek hierdie vanmôre baie duidelik sê, God soek nie jou geld nie. God soek nie jou kar nie, hy kan dit in 'n geval nie in die hemel ry nie. Hy soek nie daai duur skildery nie. Hy soek dit nie. Sien, hier is die triek, as jy gedink het is 'n finansies preek, ons gaan nou 'n bietjie change. God soek jou hart. Dis vir hom die belangrikste, hy soek jou hart. Want hy weet, die oomblik as hy jou hart het, het hy reeds meeste van jou skatte. Die volgende vers, voor ek klaar maak, kom Jesus en hy maak 'n statement in Lukas. Hy maak 'n statement in Lukas. Hoor wat sê hy, Lukas 16 vers 13, geen huisbediende kan vir 2 basse tegelyk werk nie, want hy sal die een minder ag, of die ander een hoor, of vir die een meer oor hê, en vir die ander een afskeep. Hoor mooi, julle kan nie God en Mammon dien nie. Okay, nou maar, okay, wow, Erik, die eerste gedagte wat ek gedink het toe ek hierdie vers lees is, ja, maar Here, dink jy nie, jy praat van God en die duiwel nie, weet jy moet besluit, of God of die duiwel, of God of die duiwel, of God of die duiwel nie. En ek het so 'n bietjie gaan verder, nee, God praat duidelik hierso oor jou goed. Is of goed,
of God? En dis 'n konflik elke liewe dag van ons lewe. Elke liewe dag is dit hierdie hele tyd, is dit hierdie bekleierery wat ek en jy met mekaar het. Is dit God of is dit goed? Gaan jy goed dien? Gaan jy heeltyd seker maak dat jy jou rykdom dien? Gaan jy heeltyd seker maak jou kinders het die PlayStation 3, PlayStation 4, 7 iPhone 15s en jou klein kinders het so lank in die Hilux bakkie? Hoe is jy? Thanks, ma. En my skoonpa, jy weet erop kom, my kinders nog nie Hilux bakkies nie. Maar goed. Gaan jy dit doen? Of gaan jy vanmôre besluit, ek wil God dien? Ek wil God dien, want jy kan nie albei nie. Jy kan nie goed en God dien nie. En dis 'n tension wat nooit weggaan nie, elke liewe dag. Dis elke liewe dag wat ek moet besluit, elke liewe dag wat van julle gaan moet opstaan en besluit, Here, ek wil mooi goed hê en daar's niks fout daarmee nie. Ek wil mooi kombuiskaste, ek wil mooi klere, ek wil mooi kan nie. Dis alles perfek. Die Here het nooit gesê mag dit nie hê nie. Maar hy wil jou hart hê. Hy wil jou hart hê. Dis niks fout nie. Jy kan 'n nuwe karre ry. Jy kan die mooiste huis hê. Daar's niks fout daarmee nie. Maar hy wil jou hart hê. Vir 'n klomp. Baie van julle is in weerstand. Ek weet, baie van julle is in weerstand oor kerke en pastore en geld. Ek verstaan dit. En baie van julle het na 'n simpel TikTok ou gekyk wat homself prophet, evangelist, wat noem op TikTok. En nou luister julle na hom en hy het sy geld misbruik en nou net as weerstand teenoor kerke. En ek verstaan dit. Maar ek wil hierdie kom bemoedig. Moenie Jesus misjudge omdat iemand anders hulle geld verkeerd gebruik het nie. Moenie Jesus misjudge omdat jy die ou op TV gesien het wat jets ry en Ferraris ry en dan dink jy, o ja, dis waar my geld gaan. Hy steel die geld. Nou judge jy Jesus op finansies nie. Dan kan ek jy vertel wat Jesus gedoen het met geld en jy kan asseblief gaan self ondersoek doen. Daar's nie een vers in die Bybel waar Jesus gevra het oor geld nie. Daar's nie een vers in die Bybel waar Jesus gevra het oor geld nie. Ja, sê Here, jy vra elke week vir geld. Ja, dit ek sê Jesus nie. Maklik, né? So ek mag. Ek sê Jesus nie. En ek het nou in 'n grappige manier probeer, gehoop julle gaan lag hoor, maar wat ek het genoem het om die tensions 'n bietjie te laat drop, right? En ek dink is 'n moed. Ek dink is 'n moed om vrygewig te wees teenoor die Here. Ek dink is 'n moed om vrygewig te wees teenoor 'n kerk. Ek dink is 'n moed. Nie net om die ligte en die goed aan die gang te hou nie, maar dis 'n moed. En dalk moet ons daaroor chat, ek weet nie. Ek weet nie of ons daaroor gaan chat nie. Maar moenie Jesus misjudge oor 'n slegte ervaring in 'n kerk of 'n organisasie met geld nie. Jy kan Jesus vertrou met jou geld. Jy kan. Jesus wil nie jou geld hê nie. Al wat Jesus wil hê is, hy wil net seker maak jou geld het nie jou nie. Dis al. Dis absoluut al. Want as jou geld, as jy die verkeerde God dien wat mammon is, julle, dit gaan nie vir julle lekker wees nie. En ek is hier om vanmôre net vir jou te sê, die oomblik toe ek en my vrou gekies het om nie daai kant te gaan nie, daar's 'n nuwe kleur in my lewe. Jy kan met almal praat wat gee. Jy kan met almal praat wat vergewig is. Jy kan met almal praat wat in 'n balans is in hulle finansies. Dis lekker. En dis al hoekom ek hier is. God soek nie jou geld nie. Ek wil net nie die geld met jou hê nie. As jy hierso sit en jy's heeltyd konstant besig om te beklei oor finansies, is die kans baie goed dat jy al reeds die verkeerde God dien. Wat 'n stupid ding is dit nie om 'n huwelik te verloor oor finansies nie. Wat 'n stupid ding is dit nie om jou kinders af te skryf oor finansies nie. So ek het vir julle huiswerk. Nou, ek is klaar. Ja, ek het vir julle huiswerk. Maar wil nie hê dit moet die kamer verlaat nie. Dis baie spesiale huiswerk. Okay? Moenie vir iemand anders sê julle doen dit nie. Want as julle julle identiteit nou weggee, is dit verby. Vir die volgende 6 dae wil ek hê julle moet spies wees. Maar moenie vir niemand sê, moet vir niemand sê nie. Maar wil hê julle moet spy oor julle finansies. Moenie laat die ander kerke weet nie. Spy oor julle geld. Ek het huiswerk. Vir die volgende 6 dae wil ek hê jy moet spy oor jou geld. Ek wil hê jy moet kyk waar jy in jou geld gaan. Net vir dis huiswerk. Jy kan dit doen as jy nie wil doen nie, whatever.
vir die volgende 7 dae 'n gedetailleerde rapport skryf en sê, Erik, ek weet presies waar gaan my geld. Alles. Ek praat van alles. Want om balans te hê, gaan jy moet 'n verwysingspunt hê. En die enigste manier hoe jy 'n verwysingspunt gaan hê, is om seker te maak jy weet waar jy in jou geld gaan. In Engels het ek dit neergeskryf. You need to know where your money go. You need to know where your money go. En as jy daardie besluit gemaak het vandag, wil ek vir jou sê, moet nooit ooit weer jou oë van jou finansies afval nie. Nooit weer nie. Eers sê Erik, ek tog net jy het gesê ek moet fokus op God. Ja, fokus op God, maar as dit by jou finansies kom, moet nooit ooit jou oë van jou finansies afval nie. Nooit. Dis die beste, geestelikste besluit wat jy in jou lewe gaan maak, die dag as jy besluit dat ek nooit my oë van my finansies gaan afval nie. Nooit. Want soos jy gaan geld, soos ons hierdie volgende 2 weke wat oor is, gaan leer, dat die geld wat jy kry, is nie joune nie. Damn it, Erik. Ek gaan nie volgende week terugkom nie. Dis nie jou geld nie. Ons gaan volgende week leer, dis die Here se geld. Dis nie jou geld nie. En jou geld nie. En ek weet nie, hier's 'n klomp fantastiese finansiële adviseurs in ons kerk. Ek self het ene in die kerk, amazing ou. Hoor mooi. Maar die oomblik as ek hom bel en hom vra waar is my geld en hy sê hy weet nie. Is hy die laaste keer my finansiële adviseur. Ons werk met God se geld en God vra vir jou, wat doen jy met die geld? Nee, hy weet nie. Dink jy hy wil jou meer gee? Dink jy hy is happy? Nee. So alles, vir die volgende 7 dae, wil ek hê jy moet alles neerskryf, of op 'n stuk papier, of vat jou foon, en skryf alles neer. R40 vir plato koffie, R30 vir broe koffie, R17 vir 'n donut, R10 vir die karwag, alles. Ek wil hê jy moet alles neerskryf, vir die volgende 7 dae, wat jy met jou geld doen, alright? En jy gaan geskok wees. Okay? En dan as jy getroud is, Erik, as ek getroud is, my vrou alleen, my vrou apart, yes, vrou kan alleen, man kan apart, en dan kan julle dit saam sink. En as jy vir my sê, ja, maar my vrou weet nie wat in my finansies aangaan nie. Okay. Want as dit in 'n geheim is, dan moet jy dit in die eerste plek. As ek goed vir Alisa moet wegsteek om dit te koop, moet ek dit in die eerste plek nie koop nie. Maar okay, dis julle finansies, dis nie my finansies nie. En as jy op hoërskool is, by the way, as jy op hoërskool is, dis die beste besluit wat jy in jou lewe gaan maak om van vandag af te besluit om jou oë op jou finansies te hou. Imagine ek wens ek het dit geweet op hoërskool, waar my ma my sakgeld gegee het en ek het daardie tyd gegaan en sê, mamma, check hierso. Dis wat presies wat ek alles gedoen het met my finansies. Dis waar jou sakgeld heen gegaan het. Kan ek nog kry? Kid you not, my ma het my meer gegee het. Want sy weet wat ek doen met my geld. Imagine jy weet wat jy met jou geld doen. Hoërskool, luister, ek gee jou 'n tip. As jy op hoërskool is en jy soek sakgeld, ek gee jou nou 'n tip hierso. Ek's klaar. Ek praat nie oor hierdie reeks omdat ek 'n gebou insamel nie. Ons is by die skoolsaal, alright? Ek doen hierdie reeks omdat ek die badkommers moet oordoen of omdat ek goed moet bou nie. Ek doen hierdie reeks om 'n beter salaris te kry nie. Ek doen hierdie reeks om geld in te samel vir buiteligdiens of ek doen niks nie, alright? Ek doen nie hierdie reeks. Ek soek van hierdie reeks absoluut net mooi niks nie. As pastoor wil ek graag iets van julle vra. En dis julle ding. Al wat ek vanmôre wil hê is, gee jou finansies vir die Here. Dis al. Ek soek niks van dit nie. Julle het verlede week of 2 weke terug die finansiële rapport gesien. Ek het nou soek niks. Ons het R55,000 wat aan salarisse gaan. Dit word verdeel tussen my, Alicia, Karen en Janika. Jy kan self uitwerk. 55 gedeel deur 4, werk dit self uit. Okay? Ek soek niks van julle nie. Ek soek niks. Die Here kyk mooi na my en Alicia, soos jy kan sien. Alright, soos jy kan sien. Okay? Al wat ek vanmôre van jou vra is, gee jou finansies vir die Here. That's it. Gee jou finansies vir die Here, hou jou oop op en sê, okay, Here, waarheen gaan my geld? Waarheen gaan my geld? Want hoor mooi, die oomblik as al vryheid kom in finansies. Julle, jou huwelik is beter. Kinders is beter. Huisgesin is beter. Werk is beter. Dit is ongelooflik. Die vryheid wanneer dit kom by finansies en jy sien nuwe klere wat jy nooit in jou hele lewe gesien het nie. Kom by vryheid. Alright? Ek's klaar. Alicia, jy kan so lank vir my vorentoe kom. Kom. As jy nie in 'n selgroep is nie, raak betrokke in 'n selgroep. Selgroepleiers. Ek challenge julle. Chat daaroor in julle groepe. Chat daaroor in julle groepe. As jy by 'n selgroep is, chat daaroor in jou groepe. Moenie wegskramp van dit nie. Kom ons chat daaroor sodat ons mense finansiëel kan vrykry. Okay?